My oudste seun Henry het nou die dag 'n vraag aan my gevra, wat so baie mense oorwonder. Wat is die belangrikste vir Christene? Kersfees, Jesus se geboorte, of Paasfees, Jesus se kruisiging? Baie mense meen, die kruis is die kern, die sentrale punt van die Christelike geloof. By die kruis vind sondaars hoop en hulp. Van die kruis af bloei Jesus se hande en sy sy van ons verlosser. En deur die kruis roep God die woorde van Jesaja 45 op, draai na my toe, almal op aarde en word gered. Die eerste mens, Adam, was ongehoorsaam en dit het tot die dood gelei. Die seun van God, die tweede Adam, was gehoorsaam tot die dood toe aan die kruis, soos Filippense 2 sê. By die kruis is God verheerlik, sonde oorwin, Satan verslaan en die dood vernietig. By die kruis skyn God se liefde soos die middagson, brand God se heiligheid sonder enige twyfel en bring dit God se krag en vervulling ten spyte van die oppositie van konings op hierdie aarde en die vorste van hierdie wêreld. By die kruis word God se wysheid as dwaasheid beskou, maar bewys as 'n wysheid wat dwaase mense nie kan begryp nie. By die kruis dring God daarop aan om beide regverdig en regverdigmaker te wees, die regverdige regter van sonde en die barmhartige Vader van redding. Geen wonder dat Paulus, die groot apostel Paulus, sy lewe so opgesom het in Galasiërs 6 nie. Mag dit ver van my af wees om op iets anders te roem as net die kruis van ons Here Jesus Christus. Na 'n soortgelyke verduideliking was Henry se antwoord eenvoudig. Sonder Jesus se geboorte sou die kruisiging en die opstanding nie kon wees nie. Johannes som sy hele evangelie op in hoofstuk 20 vers 31. Maar hierdie dinge is geskrywe sodat julle kan glo dat Jesus Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Die waarheid is eintlik, beide die krib en die kruis speel 'n kritiese rol in God se plan vir sy kinders. Dalk is die punt nie om te bepaal watter een die belangrikste is nie, maar eerder wat ons leer tussen die twee punte, wie ons leer ken tussen die twee gebeure, en wat ons glo vanweë dit. Mag ons nooit die kruis of die krib miskyk of onderskat nie. Mag ons eerder Jesus in sy volheid aanbid, van krib tot kruis, van graf tot heerlikheid, en mag ons soos Johannes skryf, glo in Jesus se waarheid en lewe hê in Jesus se naam. Here, ons dank U vir die krib en die kruis, vir die lewe wat U gegee het en die redding wat U volbring het. Leer ons om U in U volheid te ken en te aanbid, van geboorte tot opstanding, van krib tot heerlikheid. Mag ons geloof geanker wees in U waarheid en ons lewe gevul wees met U lig. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het en ek wil jou aanmoedig, gaan deel hierdie boodskap, hierdie gehele boodskap in hierdie lydenstyd met elkeen wat dit nodig het. Tot volgende keer. Totsiens.